met die hart tot God van sy grootseën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, wat sing ons ook hier, Psalm 146, waarvan sing ons vers 1 en vers 2. Psalm 146, ons sing daar vers 1 en 2, waarna bly ons staan, ons geloof van saam van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Aan die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal nie een wat sy naam ydelik gebruik nie
straat laat bly. Denk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid, al jou werk doen, maar die 7de dag, as die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy op jou seun, op jou dogter, op jou diensknegt, op jou diensmaagd, op jou vee, op jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom die Here die Saterdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, op sy diensknegt, op sy diensmaagd, op sy os, op sy esel, iets wat van jou naaste is. Ons antwoord, ons sing ons saam Psalm 53, Psalm 53, daarvan sing ons vers 1, vers 2 en vers 3, en daarna gaan ons saam bid. Hoe kom dit nie na vore nie? Die feit, die nie sonde kan doen. Jy is net te heilig. Dit te doen. Engele sing die
toe rondom die troon, heilig, heilig, heilig. Dankie vir die voorreg wat ons vanoggend ook weer mag hê, met saam met die hemelse leerskare te mag uitpassein. U die heilige God is, dat daar geen ander een buite U is nie. Al die eer en die heerlikheid U toekom, dat U waardig is om geloof en geprys te word, solank as wat ons lewe. En tog vergeet ons tot die laaste dag die steeds beloof en geprys. So wat sal ons kop in skaamte as ons sonde, menige sondes weer erken vanuit die wet. Ons smeek U dat U ons sal oortuig van ons sondes in die wet. Dat ons sal besef hoe dood is ons in ons sondes. Ons maak baie keer die wet oppervlakkig. Reinig ons harte daarvan en ons gedagtes daarvan, Here. Dat ons sal besef U van ons 100% eis. En dat ons dan met groot verlange en die blydskap sal uitdruk. Daar's net een wat dit kom doen, en dis die Seun Jesus Christus. Groot genade en bewys. Dat ons hom mag ken en hom mag leef. Ons weet nie dat die kragtig deur die Gees sal werk in die woord. Soos nou ook hierdie woord geoop maak. Mag U soos wat U beloof het, die woord, dit so werk, die woord nie terug sal keer, weer sal terugkeer na U. Dat U geloof sal werk in die woord. Ons bid in ons Vader, bring ons dank en ons lof na U toe. In Christus Jesus se naam. Amen. Amen. Ons gaan nou saam sing Psalm 31. Maak dan gaan ons sing vers 1 en vers 2. Psalm 31, vers 1 en vers 2. Broer en suster, ons gaan saam lees die Here se woord, Genesis hoofstuk 3.
Efesiërs 4. Ons lees saam Genesis hoofstuk 3. Ons sal saam lees maar die slang as lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang van die vrou, julle sal verwis nie sterwe. Maar God weet, as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan soos God sal wees, julle goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy leef van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Van albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het 5 dae aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aand by die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, weet jy of ek mening gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat nie my gegee het, en by my gewees, sy het my van die boom gegee en ek geëet. Waarom sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, wat jy dit gedoen het, sê vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal in die kop vermorsel, en jy sal hom in die hart steek. Ons lees net eers daar in Hebreërs, in Matteus hoofstuk 4, ons gaan praat tot by Genesis 3 vers 6. Genesis 6 vers Genesis 3, kom ons lees op Matteus 4. Toe is Jesus deur die Gees weggelei in die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as jy die seun van God is, sê dat die klippe brode word. Hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, werk jouself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel vir jou aangaande hê, en hulle sal jou op die hande dra, sodat jy miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, as ook geskrywe, mag die Here jou God nie versoek. Weer die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, wat die dinge sal ek nie gee as jy neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, en daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan, daar het engele gekom en hom gedien. Die duiwel loop rond soos 'n rullende leeu. En hy soek, wie kan hy verslind?
sommer baie gevaarlik, want die Satan lyk nie altyd gevaarlik nie. Hy sien 'n rooi gevaarte wat baie gevaarlik lyk nie met gevaarlike wapens wat hy kan doodmaak nie. 2 Korintiërs 11:14 noem dat die Satan homself verander in 'n engel van die lig. Genesis 3. Satan verander hom in 'n engel van die lig. En dieselfde boek in 2 Korintiërs 2:11 skryf Paulus dat hulle nie deur die Satan bedrieg sal word nie, want hulle is in sy planne nie onbekend. Broer en suster, as jy met die planne van Satan bekend, miskien sit jy hier en jy sê vir jouself, miskien sê jy vir jouself, ek sit reg nodig dat sy planne en sy woorde oorhandig en ken, alles nodig. Lieve, Satan se oogmerk is om jou geloof in God af te breek. Jou geloof in God wil hy afbreek. As hy kom, dan sal jou geloof gesteel het. En dan probeer hy met al sy krag en mag om jou geloof weg van God af te vat. Hy wil hê jy moet soos 'n mislukking voel. Hy wil hê jy moet twyfel en vol onsekerheid wees elke dag. Wat hy wil hê. Hy wil hê jy moet twyfel. Hy wil hê jy moet sonder God lewe. Hy wil hê jy moet twyfel aan Here se woord. Hy wil hê jy moet lewe soos een van sy kinders, van die duiwel se kinders, en nie lewe soos 'n kind van God nie. Ons lees onder andere in 2 Korintiërs 11:13, maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg, julle sinne so miskien bedorwe kan raak. Julle sinne is in verstand, julle denke. Paulus bevrees dat hulle denke bedorwe kan raak vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Die mense, hoe gaan jy staande bly en so 'n magtige vyand soos die Satan? Hoe gaan jy staande bly? Ek wonder nog die gedeelte praat van slang. En waar kom ons met die Satan? Waar kom ons by die Bybel? Die woord verklaar homself. Een van die grootste beginsels van die woord verklaar is, woord verklaar homself. Daar in 12:9 lees ons daar, verklaar Genesis 3, waar daar staan, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Ook Openbaring 20:2, daar doen dit presies dieselfde. Die Bybel ons vroeg, Johannes 8:44, waar Jesus sê, dat die duiwel 'n mensemoordenaar was van die begin af, en dat hy die vader van die leer is. Goed, nog 'n groot vraag wat mense vra is, waar kom die Bybel is dit vandaan? Die Here opgeskep? Ander woorde, wat mense nou baie wil uitkom is om te sê, die Here is die oorsprong van die kwaad. Die duiwel, die Satan, is 'n groot vyand van God gewees. Hy was 'n engel wat geval het. 'n duiwel geword, Satan. Iets hiervan kan ons lees in Jesaja 14, vers 12 tot 14, ook Jesaja 28, ook 2 Petrus 2, ook Openbaring 12. Ek gaan nie verder hier wat stil staan nie, want het is eintlik eers wat voorop staan hier in Genesis 3. Genesis 3 lees ons dat die slang listig was. Hy was nie listig nie. Hy praat ook. Die broer en suster, slange praat nie. Die diere het nie, het was nie algemeen gewees dat die diere in die paradijs gepraat het nie. Dan word is duidelik. Hier is iets vreemds. Die
duiwel het gewerk deur die slang. Satan het die slang gebruik en in deur die slang gepraat. So begin die Satan sy listige praatjies, sy misleidings en sy versoeking. Die broer en suster, en waar begin die aanvalle van die Satan? Begin by die woord van die Here. Die eerste stap is om die woord van die Here te bevraagteken. Is dit ook so dat God gesê het? So begin die Satan. Die duiwel begin bietjie vir bietjie begin hy om twyfel te saai. Liefde, die duiwel het 'n bietjie weg van die woord van die Here af gaan kry, dan hy al baie gewen. Hy sê, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Is dit regtig die feit dat God julle verbied het om te eet van al die lekker bome van die tuin? Sal dan kom en hy verdra die woord, asof God gesê het, hulle mag van geen boom eet nie. Die Satan maak die Here se gebod, sy verbod, baie groter as wat dit was. Satan maak die Here se gebod, verbod, baie groter as wat dit was. Kyk hoe breed die Here die Here. Hy wil vir hulle niks geniet. Hy sê die God van wette. En dan moet hy die hele tyd doen, en hy gee hulle niks nie. So kom die Satan. Liefde, en so haal die Satan aan oor van die Here se wonderlike beloftes af. Die Satan probeer sommer die hele begin om te kry om te fokus op dit wat sy nie mag doen, in plaas van om te kry om te fokus op die wonderlike beloftes wat sy ontvang het van God. Dis wat voorop gestaan het, die Here gekom het met sy verbond, in Hosea 2 vers 16 en 17, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Broer en suster, baie mense hou nie meer van die Here se wet. Hou nie meer van die 10 gebooie nie. Word in baie kerke glad nie eens meer gelees nie. En die Here verbied te veel dinge so wat te sê. Weet van die Here se Ou Testament, ons is nou in die Nuwe Testament. Broer en suster, waar is die belofte? Waar is die beloftes van die Here heen? Die verbond, die Here se verbond met ons begin nooit by dit wat die Here verbied nie. Dit begin altyd by dit wat die Here beloof. Julle mag van al die bome, mag julle vry eet. Weet jy wat is die heel belangrikste deel van die 10 gebooie? Kan jy geliefde? Wat is die heel belangrikste deel van die 10 gebooie? Die heel eerste sinnetjie. En hierdie sinnetjie kan ons eintlik oor elke gebod gaan skryf. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Dis omtrent die hele Eksodus 1 tot 19 in een sin opgesom. En dan eers kom Eksodus 20 die Here se wet. Die eerste 19 hoofstukke van omtrent dit wat die Here gedoen het in sy volk. Sy wonderlike beloftes, hy red hulle. En dan kom die wet. Waar wil die Here Matteus 5 tot 7 ons bring en nog baie ander dele van die Bybel? Matteus 5 vers 7. Christus het gekom om die wet te vervul. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hou hang. Romeine 3 vers 21 tot 26 onder andere wil ons so duidelik om sê, wil ons so oortuig dat ons weer met God versoen is. Ons is verlos. Ons is weer met God een. Ons is weer vir hom aanneemlik.
Nie deur enige werke wat ons te doen het nie, want ons het almal gesondig. Ons niks wat ons kon doen om met God versoen te word nie. Ons word deur genade gered, sonder verdienste. Die verlossing wat in Christus Jesus alleen is. Die Here gee eers ons hele verlossing. En dan eis hy. Hy beloof eers alles, hy maak ons sy kind, en dan eis hy ons op vir onsself om nou ook sy kind te wees, en om as sy kind te lewe in Christus. Ons geen heerlike voorreg op hierdie aarde nie. Kan lewe as jou Vader se kind, Christus. Die vrou is halfpad op die weg. Genesis 2:9 lees ons dat die boom van die lewe in die middel van die tuin is. Die vrou sê, die boom van kennis van goed en kwaad is in die middel van die tuin. Inteendeel, sy fokus geensins op die boom van die lewe nie. Sy fokus net op die verbod. Eerder asof die Here is 'n wonderlike seëning. So opvallend, twee woorde, ons sê twee gedagtes is weg wanneer sy die Here se belofte weergee in vers 3. Sy sê, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Dis wat sy sê. Maar in 2:16, Genesis 2:16, daar lees ons van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Die twee belangrikste woorde is weg. En sy voeg selfs nog by die Here se gebod, vers 3. Hulle mag ook nie die boom aanroer nie, sê sy. Dis iets wat die Here gesê het. Die versoeking begin die vrou in te trek. Sy begin weg van die seëninge af te gaan en weg van die evangelie af. Sy gaan weg van die goeie nuus af en sy begin wakel. Goeie vasgeliefde, die goeie nuus van jou hele verlossing van God is. Toe om volle aanslag. Jy sal nie sekerlik sterwe nie. Saam met die volle lewe. Verdraai die Here se woord heeltemal. Die Here se oordeel is nie so ernstig nie. Jy sal nie sekerlik sterwe nie. Is nog net van Satan se aanslag, die hel bestaan nie. Kerk vandag sê ons nie praat oor sonde en oordeel van die hel nie, want dan mense skuldig voel. Maak hulle selfbeeld laag. Satan by die woord verwerk. Voor mense vandag lewe nie, asof daar geen oordeel is, wat kom nie. Hier in die nou is alles, en alles is verby. Die broers is hoe groot is hierdie misleiding nie. Hoe groot gaan die skok nie wees nie. Hulle woord van die Here nou verwerk. Lewe jy nog met die oog gefestig op die hiernamaals liefde? Lewe jy nog met die oog gefestig op die verligting wat kom wanneer Jesus Christus terugkom? Lewe jy nog met die oog op die vergelding wat kom in vuur en vlam weg in die aangesig van God? Wat is oordeel? In die tyd, in 2 Tessalonisense. Laastens, waar die saak aan ook nou God se motiewe betwyfel. Saam kom en sê, jy beperk julle man, dink net, julle kan soos God wees. Julle gaan ons self kan besluit wat goed en sleg is, maar wat gaan nie bewerk vir julle? Here beperk julle, hy is nie goed vir julle nie. Daar hoor ons dieselfde woorde nog steeds. Mense skree, word vry,
Bevry jouself, maak julle bande los. Daar is soveel potensiaal in jou. Godsdienst hou jou net vas. Daar's 'n wêreld wat wat vir jou wag, buite God se wet en buite sy woord. En is 'n bevrydende wêreld, sal hulle sê. Is die leer, broer en suster. Versoekings is groot. Ons wil van nature self God wees. Hoe vinnig dink ons nie, ons kan sonder God lewe. Dink net as ek die mooi koninkryk vir my kan oprig. As ek die transaksie kry, dan is ek opneem. Dit is nie baie sonder God. Selfs in die kerk het jy al ingestuik. Kerk sê, maak jouself beter. Wees beter jy, in plaas van heilig maak. In plaas van heiligheid voor God, en 'n lewe wat God wel behaaglik is, sê die kerk, is jy nie gelukkig. Hy gelukkig is, ons ons gelukkig. So nodig om jy die woord, die Heilige Gees oortuig te word, dat die Here werklik vir ons goed is. Sê het al, vorige keer ook genoem, dat die Here vir ons goed is, en dat hy self goed is. Sien die versoeking raak in die liefde. Toe is die saak aan weg. En die vrou ook dit. Sy vergeet van die hele tyd. Sy koop net op die feit om homself te verbeter, om self God te word, sy betwyfel die woord, sy betwyfel die straf en die oordeel, sy is sonder God. Sy begin fantaseer oor die sonde, vers 6. Daai boom was vir haar goed, wat hy eet. Kyk, hierdie boom se vrugte, sê sy vir haarself, dat hierdie boom se vrugte nodig om te kan lewe. Baie sê ons nie, ek het hierdie nodig. Sonder hierdie kan ek nie lewe. Hoeveel keer is dit Christus in die woord? Hoeveel keer is dit wat ons onsself sê, ek het Christus nodig, sonder hom kan ek nie lewe nie. Die boom was 'n lus vir die oor. Hierdie boom het vir die vrou so mooi gelyk. Weet ons nie die aantrekkingskrag van die sonde. Baie keer is hy net vir ons so mooi, en dan sê ons, ek gaan hierdie jaar hierdie ding spaar, dan gaan ek hierdie koop. Die Here Here, wat ons lees in vers 6, is 'n boom wat 'n mens kan begeer en verstand van te verkry. Daarom baie hieroor, as jy nie akademiese graad het nie, dan sê jy niks nie. Sê nie meer dat akademiese graad nie iets is wat ons, of iets is wat sleg is in ons self nie. Dan mag ek afgod word. As jy nie meer 'n graad het nie, dan sê jy niks nie. Dan wil ek meer. En van die Here, en ons wil hom meer ken. Sy fantaseer oor die sonde. En sluit haar heeltemal in. Want sy is weg van God af. Liefde, sou jy staande gebly, as jy Eva se skoene was? Ons sou nie. Daar is 'n 0% kans. 0%. En dan gaan sy self oor tot sonde. Dis belangrik. Hierdie hoofstuk wil dit al beteken. Sy gaan self oor tot die sonde. Sy sondig self. Sy, Adam is die een wat verantwoordelik is vir die sonde. En sommer kort word die mees
invloedryke daad van die mensdom beskryf in vers 6. Die mees invloedryke daad van die mensdom. Sy het geneem, geëet, die werkwoorde word so opgestapel. Sy het geneem en geëet en sy het gegee en geëet. Een van die mees tragiese verse in die Bybel. Ek het dit nie gekos om hierdie woorde, die einde van vers 6, om dit weer woorde van verlossing te maak nie. Hoor jy dit gedoen? Nee? Die verskriklike woorde van vers 6, dit word weer verlossingswoorde. By elke nag onder ons die woorde, neem en eet. Maar met die bloed van Christus aan die kruis op Golgotha gekos, dat hierdie woorde weer in ons verlossingswoorde kan word. Sien hy dit goeie dinge? Sien sy majesteit en sien sy heerlikheid. Dit ons hele na hoë wêreld. Die bose magte en kragte en owerhede wat baie magtiger is as ek en jy. Die duiwels en versoekings is slims. Hoe sal ons ooit hierdie wedloop kan eintlik voltooi? Dis die vraag wat ons moet vra. Hoe sal ons ooit hierdie wedloop eintlik kan voltooi? Om elke hoek en draai wag op ons versoekings. Ons is so vleeslik, ons oë is so bedrieglik, ons is net so swak. Die begin, elkeen van die eerste drie evangelies, lees ons van die Here Jesus wat versoek is in die woestyn. Hy sê hy baie lekker kan hy nie. Hy sê die woestyn, sy omstandighede is haglik. En hy was nie daar vir 'n oomblik nie. Dit was vir 40 dae en 40 nagte. En tog kan ons elkeen van die eerste drie evangelies lees, so wonderbaarlik lees dat die versoekings en uit weerstaan. Hy is die tweede arm, wat ook soos Adam en Eva versoek is, maar hy, Christus, hy is een wat die versoekings kon weerstaan. Hy het die oorwinning behaal. Hy het elke versoeking het hy teëgestaan. Hoe groot is ons verlosser nie? Hy kom die duiwel, die Satan oorwin. En nou moet ons nie eerstens gaan en dan gaan dink dat ons sy skoene moet gaan volstaan. Asof hy sê die voorbeeld dat ons nou moet navolg nie, geliefde, so pas ons self weer met die wet. Ek moet nou iets doen, ek moet nou soos Christus nie die versoekings gaan weerstaan. Nee, mag ons oog gefestig wees op ons oorwinnaar, Here Jesus Christus. Meer en meer ons volle word van hom deur sy Heilige Gees. Hoe meer en meer sal die versoekings wat op ons pad kom elke dag kan weerstaan. En suster, jy het Christus nodig. Hoe baie is die seksuele nie vir ons versoeking nie. As ons meer en meer volg met Christus en hom meer en meer ken deur sy woord en deur sy Gees, dan alleen kan ons saam bly. En dan is ons versadig met ware lewe. Nie met die droog lewe wat die seksuele vir ons voorhou. Baie is drank nie vir ons versoeking nie. Ons het Christus nodig. Ons sy heerlikheid meer en meer ken. Baie is geld nie vir ons versoeking nie. Dan dink ons so maklik om sy selfgod. Omdat 'n agterdogtige transaksie vir ons pad. Dit is so aanlokklik. Net 'n klein sommetje hier en daar, maar is die Kaapie Hollands. Want as ons self dan sê ons maar, is seker nie te erg nie. Die Here sal seker verstaan. Gevaarlike woorde, liewe broer en suster, want dan is ons reeds besig om in te gee met die versoekings.
beloftes is genoeg. Jesus Christus, waarin al die beloftes saamtrek. Christus is genoeg. Christus nodig om sy heerlikheid te ken. Al meer om sy heerlikheid te ken. Meer kom daar groot vrede. En 'n vreugde in ons. Die Heilige Gees ons meer en meer herinner. Deur die woord wonderlikste beloftes ons het in Christus. Amen. Antwoord, Here se woord, en ons sing saam Psalm 59. Waarvan gaan ons sing vers 1 en vers 2, Psalm 59. Waarvan gaan ons sing vers 1 en 2, dan kom ons saam bid saam. Vader, wat in die hemel is, U is ver lewe oor ons, so skepseling en skepper. U is in die hemel, en ons toch so, waar ons toch so, dat ons nooit aards van U sal drink. Dat ons altyd weer kinderlike vertroue en godsvrees U sal nader. Waar ons toch begroet en trots is. Waar jy op 'n plek, Here, waar ons dink, ons kan het self doen, ons kan self sien, kom klaar. En as die genade, en die gee ons nie aan onsself oor nie. En die kom, as ons kragte op is, dan eers kan U self verheerlik in U deur ons.
as dit met ons gedaan is, kan ons wys nie, dat God die Vader nie is. Ons is so geseën en bevoorreg, ons evangelie. Ons bid vir hulle, vir ons, wat hartseer omstandighede is, wat swaar beproef word. Ons kom en bly by U vir mekaar, dat U ons sal vashou in ons geloof, dat ons mag groei, dat U meer en meer ken. Dat ons mag groei, U meer en meer vertrou. Here, wil U hulle wat swaar omstandighede verkeer, wil U hulle sterk maak. Met die beloftes en deur die woord en deur die Heilige Gees. Steeds in Christus, roeping waarmee U hulle geroep het mag uitleef. Waar ons aan ons moedigheid, Vader, ons so mag bepaal. Waar ons aan die resiteit so vinnig daar, waar ons nie deel behandel op nie. Wys ons tog op Christus. Dankie vir die aardse seëninge wat U gee, die skenk, voedsel, klere, wonderlike reëns, werk, gesinne, vriende en familie. So kan ons dit opnoem. Vir die daarvoor loon en dank. Ons daaglikse brood wat U ons gee. Vergewe tot ons sondes, soos ons hulle vergewe wat ons sonde. Laat ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons sing saam weer Psalm 31, die keer soms vers 12 en vers 13, voordat die ons regsteen met sy goed sien. Psalm 31, vers 12 en 13.